Goeiemôre en welkom by Stroom Stories, of eintlik meer spesifiek Spiritual Talk episode 7. Hier langs ons is Benny Jonker. Nou dis 'n gesig wat definitief nou nie vreemd is nie. Hy was al so 'n paar keer hier. Ek en Benny kom na 'n lekker lang pad en vandag gesels ons 'n bietjie oor jy word wat jy inneem, geestelik en fisies. As jy ooit gedink het as jy nou verskriklik baie takeaways eet, dan gaan jy nogal sien jou voorkoms begin verander. Maar net so ook wat jy inneem geestelik, gaan ook jou denkwyse, die manier hoe jy jouself uitdruk, natuurlik ook verander. Ons gaan so 'n bietjie uitpak en ons gaan 'n paar voorbeelde gee om die boodskap bietjie meer direk te bring na die gehoor toe. En Benny het dink ek 'n voorstel gemaak van 'n onderwerp. Nou Benny, ek wil eintlik al klaar oorgee vir jou. So lei ons bietjie in dit. Ja, Pierre, baie dankie. In die eerste plek is altyd lekker om saam met julle te kuier en om bietjie van hierdie interessanthede met mense te deel. Nou, wat vir my interessant is, die onderwerp, dit kom so 'n bietjie terug na die vorige gesprek wat ek en jy gehad het rondom die beginsel van emosionele intelligensie. Yes. Nou, in die eerste plek, as jy reg onthou het ons gesê dat emosionele intelligensie is om slim te wees met jou emosies, of om intelligent te wees met jou emosies. Maar wanneer ons kyk na ons emosionele wese, ons as emosionele wesens, is daar 'n groot verskil tussen jy as 'n man en natuurlik 'n vrou. Hoe 'n man funksioneer en hoe 'n vrou funksioneer. Wat vir my interessant is, wanneer ons praat oor emosionele intelligensie, is dit 'n onderwerp wat baie meer aangetrokke is tot vrouens. Waarom? Want vrouens, soos wat ons gesê het, is meer emosionele wesens. Nou, dis nie eintlik waar nie, want ons as mans is ook emosionele wesens. Definitief ook, Ons weier net om dit te wil erken. Ons weier of dit te wys. Ja, of om dit te wys. Jy sien, dis die probleem. Solank as wat ons in ontkenning leef, het ons half daai aspek van ons as mens wat ons nie kan uitleef nie. En dit skep altyd af, kom ek sê, soms hierdie eenvormigheid van mans. Jy weet, jy het hierdie vooropgestelde idee van dis hoe 'n man moet wees, dis hoe 'n man moet dink en dis hoe 'n man moet reageer. En vir baie lank was dit aanvaarbaar geweest, maar ek dink in die nuwe wêreld wat ons leef, kom ons agter dat ons emosionele intelligensie, selfs ons as mans, en wanneer ek nou praat van ons as mans, praat jy van 'n vaderfiguur of 'n leierfiguur? Jy weet, dis nou, dit om nou meer spesifiek te wees, dis nou gelowiges en ongelowiges. Regdeur die spektrum, regdeur. Dit maak nie saak of jy oud of jonk is, gelowiges of nie. Dit geld vir jou ook. Jy het dit genoem. Jy weet, dis getroude mans, ongetroud, iemand wat in die sport is, iemand wat in die koöperatiewe wêreld is. En die een ding wat jy nou genoem het wat vir my uitstaan is dat ons as mans wys ons emosies nie maklik nie en ons is half met die denkwyse groot geword van dis so 'n man wat wees, optree, reageer. Maar terselfdertyd is elke een van daai mense, wanneer hulle alleen is, ervaar hulle die emosies. Jy weet, ervaar hulle hierdie denkwyse en woede wat opbou en daar is nooit 'n plek gegee of 'n manier gegee om te anders te begin dink oor dit. So hoekom ervaar ek hierdie goed en jy's geleer van jy moet nie emosie wys nie. Nou moet jy heeltyd self met hierdie emosies in jou inbou en amper die Engels is daarmee deel, jy weet, dis nou maar jou nie. Probeer dit oplos. En jy antwoord, die kerk kon nie 'n antwoord vir jou gee eintlik vir dit nie. Dis baie waar, ja, dit is waar, want jy soek antwoorde, maar niemand het noodwendig die antwoord nie. Die antwoord lê eintlik by jou. Jy sien, dis waar ons intelligent moet wees oor wie ons is. Jy weet, wat met ons gebeur, waarom ervaar ons hierdie tipe dinge? Jy weet, waarom wek ek hierdie emosie in myself op? En 'n interessante voorbeeld, en dis eintlik waaroor die hele program gaan vandag, is die idee dat jy as man, weet jy, baie mans buite, loop rond met hierdie emosie van, hy is permanent kwaad, permanent vol woede. En ek wonder hoeveel mans voel so, jy het hierdie hardheid in jou, jy weet, jy's van, jy eet niemand se nonsens op nie. Jy vat niemand se nonsens nie. Wat jy sê is wet en wat jy sê is reg. En wanneer iemand jou benader met asof dit lyk asof hierdie ou bietjie wil, jy weet, in 'n ander rigting beweeg is wat jy wil beweeg, is jy onmiddellik in daai, onthou jy die emosie waarvan ons verlede week gepraat het, daai fight or flight emosie. En meeste van die kere wil jy beklei. Meeste van die tyd. Verstaan nie, meeste van die kere wil jy beklei. Toets jouself. As jy byvoorbeeld ry, jy gaan van die huis af op pad werk toe en as jy haastig is, ons het net gesê, vir een of ander rede sal jy altyd daardie persoon kry wat voor jou ry
Daai ou die wêreld se tyd. Die wêreld se tyd. Ek is eintlik mal vir myself as ek in die kar klim en baie keer is dit so jou dag hardloop weg met jou. Jy voel jy weet ek moet nou ry, ek gaan laat wees en ek wil nooit laat wees nie. En dis aaklig, maar dis presies soos jy het sê, dit gebeur elke liewe keer. Veral as ek weet ek gaan laat wees, dan klim ek in die kar en jy wil jaag eintlik, want jy is nou haastig. En dis in daai oomblik wat almal wat of besig is om te leer te bestuur of iemand wat regtig nie eintlik weet waartoe hy wil ry nie, wat voor jou inkom. En dan moet jy jouself herinner, is net 'n afspraak. Ek kan nie toelaat dat hierdie een persoon wat sy eie business mind op die pad of nog parkering soek of iets nie, my hele dag nou versier nie. Yes. Jy weet, ek kan nie toelaat en ek het nou gister gesels ek met iemand en ons gesels juist oor hierdie emosionele ding van woede om nie toe te laat dat een persoon of een insident die dag jou hele dag beïnvloed. En ek sê vir hom, kom ons kyk wiskundig daarna. Maak die som van elkeen van ons het 24 uur. As jy toelaat dat 'n insident wat iets soos 30 sekondes van jou dag wegvat, toelaat. As jy 'n wiskundige som uitwerk en jy skryf dit neer en jy sien dat 30 sekondes die res van jou 23 uur van jou dag vernietig, dan maak daai som eintlik nie sin nie. So ewe skielik besef ek nou, dis net 30 sekondes van my dag. Laat dit gaan en los dit. Het 'n hele dag wat nog voor lê. So nou begin dit my anders leer om te kyk van, okay, dis 'n ou wat voor my ry stadig, maar ek weet daarom dit gaan heeldag gebeur nie. So dit help my net om so 'n bietjie anders te begin dink oor hierdie situasies. Maar kyk hoe eenvoudig is dit. En as ons dan die proses, jy weet, as ons die proses afbreek en ons kyk hoe dit gebeur, is dit so eenvoudig om daardie proses, jy weet, daardie ervaring te verander. Want wat gebeur? In die eerste plek ervaar jy iets met jou sintuie. Jy sien iets of jy hoor iets wat jou ontstel. Nou onmiddellik wat gebeur met jou en my as mens, nou is daar 'n chemiese proses wat reageer op dit wat jy gesien het of dit wat jy gehoor het. Nou word daar 'n chemikalie vrygestel in jou brein wat deur jou liggaam werk en dit skep die emosie wat jy ervaar. Daai chemikaliese proses gee vir jou woede of frustrasie. Jy weet, noem dit, of daai adrenalinpomp en jy wil beklei en jy verstaan, nou wil jy iets doen, jy wil reageer op dit. Nou vir die volgende 20 minute het jy geen beheer oor jouself nie. Maar hier is die probleem. Nou internaliseer ons daardie emosie en nou het my hele dag omgekrap. Maar sien, as ons die proses verstaan wat ek gesien het en wat ek gehoor het, het alles beïnvloed. So die invloed wat ek ingeneem het, is verantwoordelik vir hoe ek voel. En wanneer ek nie goed voel nie, is my hele dag al mee. En nou wil ek nie, ek sal nie en ek gaan nie en jy gaan dit ook nie vir my maak beter wees nie. En dis nou presies daai van jy word wat jy inneem. Jou sintuie, ek meen ons het laas genoem dat jy as mens is gees, siel en liggaam. Jy het oë wat goed gaan sien, jy het ore wat goed gaan hoor. Jy het jy kan voel, jy weet as jy jou stoon stamp en dit maak seer, jy voel dit. Jy weet. So jou sintuie is daar, dit is nie asof ons dit kan ignoreer nie. Dis ook nie sleg of goed in sigself nie, dit is net daar. Maar dis wat jy doen met dit, is wat jy toelaat om ingeneem te word. Wat uiteindelik bepaal wat is die chemiese reaksie wat jou brein gaan vrystel. Wat is die emosies wat gaan opbou en emosies gaan weer altyd gekoppel gaan wees met gebeurtenisse wat in die verlede miskien gebeur het, ander traumatiese ervarings en al daai goed bou dan op mekaar amper soos 'n ripple effek wat gebeur binne in jou. En dis wanneer daai ding gebeur van hier's 20 minute wat goed gaan gebeur waaroor ek nie beheer het nie. Presies, Dis verskriklik eintlik. Jy verstaan, en aan die einde van die dag, wanneer ons verstaan wat gebeur met ons as mens, daai chemiese reaksie wat 'n invloed het op jou emosies, hoe jy voel, dit gaan weer verder. Jy weet, skielik begin jy kopseer kry. Skielik begin jy weet, daai maagseer ontwikkel. Met ander woorde, dit maak jou siek. Dit het 'n effek op jou, 'n negatiewe effek. So, dis bitter belangrik dat ek en jy sal verstaan wat se effek invloed en 'n emosionele toestand op ons gesondheid het. En meeste mense daar buite loop met hierdie gesondheid. Hulle het maagsere, hulle het probleme, hulle het hartprobleme en weet jy wat, dis alles as gevolg van slegte emosionele invloed wat 'n effek het op jou as mens en jy internaliseer dit, jy voel dit en jy weet nie wat om te doen nie. En nou begin ons, jy weet, ander oplossings soek wat nie noodwendig goed is nie. Kom ek gee 'n voorbeeld wat ons as mans nou, ons het net nou gesê ons loop altyd met hierdie gevoel rond van jy's vol woede, jy sal ewig kwaad. Weet jy hoe doen 'n man dit? Want 'n man is van kleins af groot gemaak dat die wêreld se verantwoordelikheid is op sy skouers. As jy 'n pa is of jy's die man van die huis, is dit jou verantwoordelikheid om vir die huis te sorg.
Dis jou verantwoordelikheid om reg te maak as iets breek. Dis jou verantwoordelikheid om te beskerm as daar gevaar is. Dis jou verantwoordelikheid om in te tree waar daar 'n tekort is. Dis jou verantwoordelikheid om te voorsien. So jy het al hierdie verantwoordelikheid op jou as man om na ander mense te kyk. En weet jy wat se een ding wat mans neig om af te skeep? Hulle self. Kyk nooit na hulle self. Hulle kyk nooit na hulle self nie. En hulle is ook te bang om te erken dat hulle ook net iets hulp nodig het met doen. En dis nie dat hulle bang is nie, dis net hulle voel dis verkeerd. Dis eintlik 'n mooi manier om te sê, hulle voel dis verkeerd om te sê, hoorie, help my met hierdie want. Ja, jy mos nie 'n sussie nie. Ja. Dis ons groot gemaak, jy is 'n sussie. Verstaan jy? Kan jy dit nie hanteer nie? Want selfs as jy so groot is, jy hardloop in die val. Nee man, jy's nie 'n sussie nie. Kom staan op. Verstaan, so dit word in jou ingebou. Dit word deel van jou. En onthou, ons as mens funksioneer op repetisie. As jy iets genoeg oor en oor herhaal, word dit 'n gewoonte. So die oomblik wanneer jy jouself in 'n moeilike situasie bevind of iets gebeur met jou, dan wat doen jou brein? Hy gaan terug na toe dit wat jy al reeds weet. Dit met ander woorde wat jy geïnternaliseer het, wat jy deel gemaak het van jou daaglikse. Nou is dit nie meer net 'n reaksie nie, dis 'n outomatiese aksie. Jy sien, en dis baie belangrik. So met ander woorde, niks verander voordat ons denkwyse oor onsself verander nie. Dit is 'n vasgestelde denkwyse wat jy oor jouself beoefen het oor 'n bepaalde tyd. Oor 'n bepaalde tyd. En wat ek wil terugbring op die tema wat spesifiek sê, jy word dit wat jy inneem. Beide is werkwoorde, jy word iets wat jy inneem. Dit gebeur nie oornag nie. As jy heeltyd sekere goed oefen en verkeerd doen, raak dit 'n denkpatroon in jou brein, want jou brein stel elke dag nuwe neurone vry wat vir jou nuwe denkpatrone maak en skep. En as jy dit elke dag beoefen, dan leer jou brein, okay, dit is wat ek moet doen in hierdie oomblik. So wanneer iets gebeur, jou sintuie neem iets waar, dit word na jou brein te gevoer, jou brein sien, okay, ek sal 'n chemikalie vry en jou brein weet outomaties, dis wat ek moet doen, want dis waarna ek gewoond is. So dis jou reaksie dan. En jy kan nie gaan sit en dink, ja, Here, vat dit net weg van my af nie. Jy moet gaan sit en sê, okay, ek sukkel met woede. Kom ek kyk, wat is my eerste reaksie wanneer ek gewoonlik op water raak? Wat kan ek nou beoefen sodat wanneer dieselfde ding weer gebeur, dat ek heeltyd myself wanneer dit is nie die manier hoe ek moet reageer nie. Ek moet iets nuuts beoefen nou. Ek moet nou, soos jy gesê het, daai emosies wat ek internaliseer, ek moet nou iets oor myself wat ek raaklees in die woord van wat God se skepping is vir my, eerder mediteer en internaliseer. Dis 'n nuwe denkwyse wat jy begin ontwerp, ontwikkel. Ek het fenominale getuienisse geleer van mense wat met verskriklike ernstige siektes gediagnoseer was. Byvoorbeeld iets soos Parkinson disease. Nou Parkinson weet jy is wanneer jy in die bewe gaan, jy het geen beheer oor jou motoriese funksies nie. Jy verstaan, dis eintlik 'n baie komplekse storie, maar dis 'n verskriklike ding en dit gebeur verskriklik met ouer mense op 'n sekere ouderdom spesifiek. Nou wat hoor ons van Parkinson disease? Kom ons vat 'n tweede ding, byvoorbeeld kanker. Wanneer mense kanker kry, wat hoor ons oor kanker? Wat weet ons van hierdie goed? Die eerste ding wat jy hoor, dis ongeneesbaar. Jy kan dit nie genees nie. Daar's nie, jy kan dit behandel, jy weet, op 'n sekere spesifieke manier en onmiddellik wat jy doen, omrede jy reeds voorberei is dat daar net 'n sekere rigting is in wat jy kan beweeg, onmiddellik het jy klaar die saak uitgemaak in jou denkwyse, daar's nie meer, jy weet, daar's nie vir my hoop nie, en mense begin moed verloor. Hier's interessant, van die getuienis wat ek gelees, byvoorbeeld iemand Parkinson, dat 'n vrou wat by mense was wat haar reg gehelp het om haar denke te verander. Binne 5 dae kon sy van, wat sy nie beweeg nie, kon sy 'n glas water vashou sonder dat hy skit in haar hand. Binne 5 dae. Dis fenomenaal. Jy praat hier van Bybelse wonderwerke wat mense, jy weet, wat mense in staat meegestel word om hulle lewens dramaties te verander. Iemand wat byvoorbeeld borskanker gehad het, en dis my baie interessant, en hierdie is getuienisse van mense, wat na 'n maand het hulle begin verbetering wys, sonder chemoterapie, sonder 'n chirurgie wat hulle, jy weet, wat aan die einde van die dag aanbeveel was deur die dokters, het hierdie vrouens genees. Jy weet, dis fenominale goed, en weer eens, dis Bybelse wonderwerke, en al wat hulle gedoen het is, leer anders dink. Jy verstaan, want ons verstaan nie die verskriklike krag wat jou denke het op jou as mens nie. Ek meen, jou denke is wie jy is uiteindelik op van die dag. Die boek van Spreuke sê dit. As a man thinks, so is he. 100%. Ek meen, elkeen van ons kan na
dieselfde hond kyk of dieselfde prentjie en ons kan party van gaan van nou, ander gaan nie van nou nie. Ja. Soms verskil, maar die manier hoe ons redeneer oor 'n situasie wat kom ons sê daar gebeur iets landswyd of iets verskriklik in die wêreld, dan gaan jy kan altyd sien op sosiale media, daar is mense wat 'n sekere stelling maak, wat baie radikaal is soms, dan jy ander mense wat vir 'n hele ander perspektief bring na die tafel toe en dan wonder jy, waar val hierdie ou uit die bus uit? En dan begin mense aan mekaar ingaan en te kere gaan. Ja, dis baie interessant, want ek net, kom ons gaan terug na die woord toe. Nou, die woorde van Jesus is vir my so belangrik, ek dink buitermin van ons gee ag op wat hy gesê het, en wat hy bedoel het. Ek wil vir jou 2 voorbeelde gee, die woorde van Jesus, en die woorde van Paulus. Nou, die woorde van Jesus het gesê, vir die een wat glo, is alles moontlik. Okay, so nou het jy 2 perspektiewe. Wat is alles? Jy weet, hy het gesê, as ek glo, is alles moontlik. Maar hy het nie gespesifiseer wat is moontlik nie, en wat is alles? Met ander woorde, wat is alles omvattend wanneer ons verwys na alles wat moontlik is? Okay, is dit moontlik dat ek kan genees van 'n ongeneesbare siekte? Ja. Dis moontlik. Vir die een wat glo. Is dit moontlik dat ek my omstandighede kan verbeter as ek in 'n baie moeilike finansiële situasie is? Ja, vir die een wat glo. Nou, wat is die definisie van geloof? Hebreërs 11 vers 1. Die vaste vertroue in dinge wat is hoop? Geloof is 'n vaste vertroue op dinge wat ons hoop. Okay, so wat is hoop? Hoop is iets wat ons nog nie het nie, maar wat ons in die toekoms kan sien. Maar hoor die sien en uitsien. Presies, verstaan nie? So hier's die definisie, is 'n vaste vertroue, 'n onwankelbare vertroue op die dinge wat ek hoop. Nou okay, hierso. Nou moet jy vir jouself hierdie prentjie skep. Met ander woorde, jy het klaar 'n prentjie in jou gedagtes geskep van wat moontlik is. As ek siek is dit moontlik dat ek kan genees. As ek deur moeilike omstandighede gaan, is dit moontlik. En jy sien jouself daar. Jy sien jouself in beterskap. So vir die een wat glo, is alles moontlik. Dis bitter belangrik om dit te verstaan. Maar nou moet ons verstaan, wat is die definisie van geloof? Wat is die volgende stap na geloof? Geloof sê, ek vertrou. Maar wanneer ek vertrou, is daar 'n tweede stap. Dan moet jy oortuig word. So, wanneer jy weet dat geloof geïnternaliseer word, nou sê jy, ek is oortuig daarvan. Jy sien, want nou begin jy met jouself praat. Nou begin jy iets internaliseer van, ek is oortuig. En wanneer jy oortuig is van iets, dan is daar 'n aksie wat plaasvind. Ek hou van die feit dat mens die onderskeid tref tussen geloof en oortuiging, want die oortuiging is waar jy jouself oortuig. Want dis jy wat moet glo. Ekskuus ek het invul, maar daai is die sleutel, waar jy jouself oortuig. Het jy al gehoor, mense sê vir jou, jy moet nie lieg nie, jy moet nie steel nie. Okay, jy moet elke dag lieg en jy moet elke dag steel. Kom ek sê vir jou, en jy kan nou klaar maak, is dat jy moet elke dag vir jou denke lieg. En jy moet elke dag steel van jou emosies. Dis so waar. Elke dag, want as jy gaan toelaat dat hulle jou lewe dikteer, dan gaan jy net dit wat reeds vir jou gesê, dit wat jy in repetisie leef, gaan dan moontlik wees en nie die onmoontlike nie. Ja. Ek het nou gehou van toe jy die kanker as voorbeeld gebruik, jy weet, onmiddellik is jou eerste gedagte in die kop. Al is eintlik maar 99% van 'n ongeneesbare siekte wat ek nou het. En onmiddellik is dit toe jy dit sê, toe besef ek, okay, wat ons eintlik doen is, ons sit onmiddellik 'n limiet in terme van genesing op onsself. Ons sê, ek gaan chemo kan kry, so ek gaan behandeling kry vir die simptome, maar daar is 'n limiet tot waar die genesing kan gaan, want ek het dit reeds geglo. Jy weet, en ek is nou, omdat ek dit geglo het, nou oortuig ek myself dat daar is nie 'n oplossing nie. So, toe jy het nou uitbreek, dis okay, dit is eintlik hartseer dat ons denkwyse so verkrummel het, in die sin van, ons glo nie genoeg, ons glo genoeg, maar ons is nie sterk genoeg daarin, dat ons osself kan oortuig hiervan nie, want ons glo dat God is 'n God wat kan genees, maar ons sukkel om onsself te oortuig daarvan. En dit is vir my eintlik aklig, want dit besef ek ook van, ons probeer nie sê dat geen medikasie is goed vir jou nie, maar wat ons probeer sê deur die hele boodskap is, die oortuiging aspek daarvan is so belangrik, want daar is krag in dit wat jy dink oor jouself. En wat jy sê, onthou, daar's 'n beginsel uit die woord uit, die krag of die mag van die lewe en dood lê in die tong. Okay, so met ander woorde, nou het ons hierdie lae persepsie van wat ek spreek, beïnvloed my lewe.
Maar voordat jy spreek, was dit eerste gedagte. Ja. Verstaan jy? Dit is so belangrik om dit te besef, want wat jy dink, gaan jy spreek. Ja. Want wat jy spreek is wat jy glo. Ja. Verstaan? En dit is wat ek en jy moet leer, want wat ons spreek is wat ons glo. Nou wanneer jy iets internaliseer en jy is oortuig daarvan, gaan jy daaroor praat. En hoor wat doen ons? Ek voel siek. Ek voel nie so lekker nie. My kop is seer. Jy weet, my maag is seer. So ons verstaan nie, ons spreek wat ons al reeds van oortuig is. Ja. Maar wanneer verstaan jy hoe belangrik dit is dat ek en jy sal leer. En dit bring ons terug by waar ons net toe begin het met wat ons as mans byvoorbeeld met hierdie geïnternaliseerde woede loop, want ons weet nie wat om daarmee te doen nie. Jy verstaan, want ek sal sterk wees. Verstaan nie, ek moet dit doen. Dis my verantwoordelikheid. Ek kan nie swak lyk nie. Ek kan nie. Verstaan nie. Ek is die enigste een wat dit moet hanteer of moet oplos of ek is die enigste een wat dit nou moet regmaak. Presies. Dit is eintlik verskriklik erg. Ek dink dit was ek moet nou probeer raai wat 'n aand dit was. Ek dink dit was Maandag, relatief vroeg deur die loop van die dag, het ek 'n skrifgedeelte raak gelees. En ek wil hom sommer net hierso vinnig lees. Ek lees nou net een vers van dit. Dan gaan ek so 'n klein konteks net gee. Hy sê, "And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not the sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep." Dis nou Handelinge 7 vers 60. En dis 'n gedeelte van waar hulle noem in Engels is Stephen, waar hy die evangelie basies gaan verkondig het aan 'n gehoor, spesifiek rakende die Heilige Gees. En die gehoor het niks gehou van wat hy sê nie. Want hulle besluit is ons gaan jou uit die stad uitgooi en ons gaan jou doodstenig met klippe. Ja. Jy kan jouself indink jy word doodgegooi met klippe. Dit is nou nie 'n goeie gevoel nie. En wat hy daar sê is 'n bewys daardeur is dat nie net het hy die evangelie verkondig rakende die Heilige Gees nie, maar hy het ook die vrug van die Gees toegepas. Want terwyl hulle besig is om te stenig, sê hy, Here, ek ken nie hierdie sonde aan hulle toe nie. Vergewe hulle. En dit was vir my die mooiste voorbeeld van iemand wat nie net die evangelie verkondig nie, maar ook dit uitleef. Hy was oortuig van wat hy glo. Is soveel so dat ten spyte van in die proses waar mense besig is om met klippe dood te gooi, spreek hy liefde oor hulle. Ja, jy sien, daar's 'n baie interessante stelling rondom dit. As ons kyk na die basis van vergifnis. Jy weet, ons vra baie keer ek vergewe, of ons sê baie keer ek vergewe, maar ek vergeet nie. Ja, jy daai stelling al gehoor, ek vergewe, maar ek vergeet nie. Okay. Nou hier's 'n belangrike les wat ek geleer het en was vir my so mooi geweest, dat wanneer jy iemand vergewe, dan is dit asof jy iemand uit 'n tronk uit vrylaat. Ja. Net om later te besef, daai persoon was eintlik jy geweest. Dit gaan diep hoor, want ek kan dit sien. Verstaan jy? Net om later te besef, dit was eintlik jy wat al die jare in die tronk opgesluit is. Jy kon nie laat gaan nie. Verstaan, jy was vasgebind geweest deur hierdie onvergifnis. En daai onvergifnis, ek meen dis 'n Bybelse beginsel, dit vreet jou. Dit eet jou op van binnekant. Dit maak jou siek. Verstaan, jy loop met woede rond. Verstaan, dis nie 'n normale lewenswyse nie. En daarom gee die woord vir ons hierdie wonderlike lewensbeginsels. En wanneer ons dit kan begin plaas en verstaan, hoorie, maar aksie het 'n vasgestelde uitkoms. Is die wet van God, want die wet van God het 'n vasgestelde. Daai gedeelte waarvoor ons so lief is, Josua 1:8, mediteer oor hierdie wet dag en nag. Jy weet, en wanneer jy hierdie goed doen, dan sal jy suksesvol wees in al jou wandel, al jou weë. Verstaan jy? Wanneer ons hierdie goed begin doen, dan begin ons die sukses sien. En dis die beginsel van die koninkryk van God. Soek eers die koninkryk van God. Die koninkryk van God bestaan uit hierdie selfde waardes uit. Regtigheid, vrede en vreugde. Presies, net so. Sal 'n man rondloop met woede in sy hart as die koninkryk van God regtigheid, vrede en vreugde. Presies, ja. Vrede en vreugde is amper so skaars vandag, want jy hoor almal is of hulle is hartseer of hulle het angs en of woede en goed waarmee seer meeste van die tyd waar mense saamloop. En dan wonder jy maar waar is dit dat ons iets gemis het? Want terwyl jy nou dit verduidelik, dan onmiddellik dink ek aan okay, wat ons eintlik gedoen het is daar waar Jesus sê of waar die woord ons leer, vergewe iemand. Dis nie net 'n godsdienstige perspektief wat ons moet aanleer van ons moet iemand vergewe nie. Die woord sê dit spesifiek vir ons want hulle weet wat genesing daar vir ons in dit is, wat 'n vrystelling dit het vir ons. Presies, ja. So dit is nie net 'n gelowige boek wat vir jou sê wat jy moet doen nie. Dit gee vir jou aanduidings oor hoe jy 'n suksesvolle en 'n lewensryke lewe kan lewe. Dis eintlik waaroor dit gaan eintlik. Die hele skrif, die deel van die woord is van liefde vir jou naaste, maar liefde vir jouself eers. Ek moet lief wees vir myself sodat ek lief kan wees vir ander. En dit is vir my eintlik mooi as ek mens so begin kyk na die woord. So ek vergewe nie net omdat God sê ek moet vergewe nie.
Ek vergewe omdat ek weet wat 'n genesende krag daarin is vir my. God sê ook in sy woord, ek het julle sondes vergewe en ek dink nooit meer daaraan nie. Wees vir God om my stelling te maak en sê ek dink nie eens meer in jou sonde nie. Weet dit is my. Maar jy sien, ons het die wanpersepsie dat as ons godsdienstig ingesteld is, en nou moet jy baie mooi wat ek sê, 'n godsdienstige mindset glo dat jy gaan gestraf word vir jou sondes. Ja. Maar wanneer ons na die werklikheid kyk, dan word ons al reeds gestraf in ons sondes. Ek hoor dit, ja. Verstaan jy? As jy in onvergifnis leef, weet, dis 'n sonde, jy moet vergewe. Die ons Vader sê, vergewe mekaar, soos wat ek julle vergewe. Yes. So ons moet vergewe. Ons sien dit as 'n opdrag en die meeste mense vergewe want hulle wil nie eendag hel toe gaan nie. Ja, hulle is bang, hulle is bang, verstaan, dis daai aksie van nee, ek moet vergewe want as ek doodgaan wil ek nie hel toe gaan nie. So hulle maak dit 'n voorwaarde, maar wat hulle nie besef nie, dat vergifnis is 'n gesondheidsaspek van jou. Met ander woorde, dis 'n interne verandering wat plaasvind wat 'n genesingseffek het, nie net op jou gees nie net op jou siel, jou emosies en jou denke nie, maar op jou liggaam. Dit genees jou. Verstaan nie? En dis die woorde van Jesus in Johannes 10 waar hy sê ek het gekom sodat julle sal lewe hê en oorvloed. Jy weet, dis die aspek van lewe, want die goddelike aspek van wat ons het, 1 Petrus sê dit, hy sê God het ons alles genadig geskenk, wat lei tot die godsvrug. Nou daai godsvrug, daai goddelike lewe wat ons het, is die aspek van die doen en late, wat ek en jy toepas, waar verandering plaasvind. Kyk na die mooi gedeelte, dis die tweede gedeelte waarna ek net verwys, wat Paulus sê in Galasië 2:20, hy sê, ek leef nie meer nie, yes, ja. maar Christus leef vir my. Daai woordjie ek beteken, hoor wat hy sê, dis my baie interessant, gaan kyk net die oorspronklike Grieks daar, as ego. Ego leef nie meer nie. So ego se denkwyse leef nie meer nie, maar nou Christus in my. Maar verstaan nie, want wat doen jou ego? Wat doen die ego vir 'n man? Selftrots. Wat sê hy? Selftrots. Daar is 6 dinge, nee, 7 variëraat. En een van hulle is trots. Pride, verstaan nie? So met al sien jy sien nie wat doen trots in ons, wanneer ons trots internaliseer. Ek het nie hulp nodig nie. Ek kan nie erken. Ek kan nie swak wees nie. Jy weier eintlik om te erken jy gaan swak wees. Dit gaan baie diep eintlik. Verstaan jy? Ja, dit gaan baie diep en dit sny diep. En ek dink nie ons as mans besef wat dit in ons en aan ons doen nie. En daarom is dit so belangrik om te besef, hoor hierso, dis goed om emosies te hê. Dis goed om emosies te ervaar. Dis goed om uiting te gee aan jou emosies. Aan die einde van die dag is dit eintlik, jy weet, en dis die doel van wat ons doen, om intelligent te wees met jou emosies. Erken wie jy is. Erken jou swakpunte en jou goeie punte. Ons het dit verlede week gesê, dat daar is nie so iets soos 'n slegte emosie nie. Ja. Maar omdat ons mans is, jy weet, is om swak te wees, om die Engels praat van vulnerable te wees. Wat is die regte woord? Kwesbaar te wees, ja. Om kwesbaar te wees is 'n swakheid. Dis nie 'n swakheid nie. Dis wie ons is. En wanneer ons identiteit begin aanneem in wie ons is, sal soveel dinge verander en soveel dinge sal verbeter. Ek het nou die dag iemand gehoor sê, en dit is vir my nog steeds vandag toe nog seker die beste voorbeeld is, as jy wil weet hoe jy suksesvol kan wees in jou lewe, nie net as 'n gelowige, maar net oor die algemeen in jou lewe, jou emosies, jou verstand. Dis kyk net na die lewe van Christus. Hy die woord verstaan, nie uit 'n godsdienstige beginsel nie, maar verstaan wat die waarde wat dit werklik eintlik behels. Ek meen, Jesus het iemand op die Sabbatdag genees, want Jesus het verstaan wat die wil van die Vader was. So as jy wil weet wat die wil van God is, kyk na die lewe van Jesus. Jesus het kwesbaarheid betoon aan sy disippels. Jy weet, hy het nie probeer staan as 'n leier wat geen swakheid het nie. Hy het gewys aan hulle, hy het ook kwesbaarheid. Dit was die aand voor sy kruisiging. Hy het gewys, Here, het hy 2 of 3 van sy disippels genader, met wie hy regtig baie sterk band gehad en sê, wees net vanaand saam met my. Hy het kwesbaarheid getoon teenoor sy disippels, sy broers. So dit wys net vir my, dit is die wil van die Vader. Wees oop met jou emosies, want die vrug van die Gees getuig ook af van hy sagmoedigheid. Jy weet, hoekom is dit so verkeerd vir 'n man om ek wil amper sê, sagmoedigheid te betoon teenoor 'n ander broer wat deur 'n moeilike tyd gaan. Jy weet, is daai van ons is amper daai van, weet jy wat, sterkte. Ja. Maar weet, is dit so verkeerd om te sê, hey, kom ek gee jou net 'n drukkie. Jy weet, maar ons is in 'n wêreld waar ek moet jou half 'n lammie gee en sê, hey, kom oor dit. Ja, en ek stem saam met jou, verstaan nie. So met ander woorde, ons as mans weier om
daai werklikheid te herken. En daarom loop soveel mense daar buite met hierdie interne woede rond. Jy's kwaad, maar jy weet nie hoekom nie. En die rede waarom jy kwaad is, want jy's eintlik kwaad vir jouself. Dis eintlik waar dit gaan. Jy's eintlik kwaad vir jouself omrede jy al hierdie druk en al hierdie verantwoordelikheid op jouself sit. Jy delegeer nie van hierdie verantwoordelikheid nie. Jy weier om, kwesbaar te wees. Jy weier om te erken, hoorie, ek voel vandag dalk nie, my beste nie. Ons weier om op daardie punt te kom. En daarom is dit, ervaar ons soveel keer die negatiewe aspekte daarvan. Ons gaan deur moeilike tye, maar ons wil dit nie erken nie. Kyk byvoorbeeld, ons wat baie in die kerkwêreld beweeg. Wie is op hierdie stadium die karakter wat die minste in 'n gemeente is? Dis mans. Daar's baie meer dames wat na die samekoms van die gelowiges gaan as mans. En die groot vraag is hoekom? En ek dink dis hierdie ding, want ons is te sterk. Jy wil nie jou swakheid tentoonstel nie. Jy het die Here nodig, maar jy wil dit nie, in die publiek verkondig nie. So daar's soveel wat ons as mans kan leer by ons emosionele intelligensie en wat ons kan byvoeg in ons emosionele intelligensie staat, sodat ons beter lewens en beter kwaliteit, nie net vir onsself nie, maar vir die mense rondom ons kan leef. Ek dink net ook as jy meer vrywilliglik is teenoor jou emosies, nie net in jouself nie, maar ook teenoor ander. Hoeveel beter kommunikasie daar kan wees tussen jou en 'n geliefde. In plaas van waar jy amper te bang is om my kwesbaarheid teenoor iemand te toon, sê hy, ek het 'n bietjie hulp nodig met hierdie, of kan jy my help, kan jy saam met my bid vir hierdie. Het ons dan ek wil amper sê, lokval gegaan van, ek moet dit self hanteer, ek moet self daaroor bid, ek kan nie my vrese of my angs met my vrou deel nie. En dit het 'n hele kommunikasie spektrum tussen 'n man en 'n vrou weggevat, wat 'n leemte los tussen, dit vat bietjie, dit los 'n leemte, dit vat intimiteit weg, dit vat vertroue weg, dit vat kommunikasie weg. Kyk hoeveel goed dit wegvat. Iemand na die dag vra hy die vraag, wat kry jy deur te bid? Dan sê ek vir jou, dis nie noodwendig dat jy iets kry nie, dis meer dat jy iets verloor. Jou trots. Jy verloor jou trots, want jy erken aan God. So dit is eintlik 'n baie mooi stelling. En ek dink nie mense het al so aan gebed gedink nie. Want ek soek, maar jy besef nie, met gebed gaan dit oor wat jy van jouself verloor, wat jy wegvat. Want gebed is 'n vorm van meditasie. Dis 'n vorm van, waar jy en die Here alleen met jou denke wêreld besig is. Jy onderwerp jou denke, jou vrese, jou bekommernisse, ook jou blydskap. Jy verstaan, elke aspek van jou as mens onderwerp jy nou in die Here. Want wat doen jy? Jy gaan inteendeel en jy benader 'n hoër autoriteit. Verstaan jy? En ons moet leer om ons daaraan te onderwerp. En dis baie moeilik vir ons as mans, want weer eens, ons is sterk genoeg. Ons het nie hulp nodig nie. En verstaan, dis daai wat ons glo maak ons sterk, is eintlik wat ons swak maak. Ja, gebed verg basies dat jy moet gaan voor die troon van die Here en jy moet sê, Here, hierso, ek sal kom met woede. Ek sal dit voor U neer. Maar wat ons geneiging is om te doen, is ek sal dit wegsteek en ek gaan bid en ek weet nie waaroor nie, maar ek gaan hierdie vir myself hou. Ek gaan dit nie deel en vir die Here gee nie. Die Here weet presies wat in jou hart aangaan. Ek het tog 'n hart vir jou gegee. Maar hy wil hê jy moet aan hom openbaar dit waarom jy sukkel. Hy wil hê dat jy daai kwesbaarheid toon teenoor hom, sodat hy saam met jou deur dit kan werk, sodat sy woord vir jou kan oopbreek deur die Gees van God wat vir jou dit oopbreek en vir jou insig gee wat jy nodig het om te kan sien, weet jy wat? Ek moet hierdie openbaar aan God. Natuurlik, ja. Jy sien, en dis die hele aspek van die Bybel, die Nuwe Testament, is dat niks verander as jy nie verander nie. En kom ek jou verduidelik hoe die woord dit vir ons uiteensit. Verandering begin met 'n wedergeboorte. Eintlik begin dit eers met 'n change of mind. Wanneer jy besef dat jy het iets anders nodig en jy kom tot die besluit, maar ek kan dit nie meer self doen nie. En dan volg die proses van wedergeboorte. Nou, hoekom wedergeboorte? Want wedergeboorte impliseer 'n nuwe mens, 'n nuwe lewenswyse, 'n nuwe denkwyse. Saam met dit sê die woord, nou God gee vir jou 'n nuwe hart, 'n hart van empatie wat jy nooit voorheen gehad het nie. Dan sê ek haal die hart van klip uit en ek gee jou hart van vlees. Sien, hy vat die hart uit weg. Dis net ek kan self, ek het niemand anders nodig. Ek haal die hart van klip uit. En dan sê hy verander die invloed. Die invloed sê, ek gee jou my gees. So sien jy wat hy doen? Identiteit, hartheid, die hart wat hy verander, en die invloed, is al drie aspekte wat verander. Jy sien, want nou besef ons... Ja, dis die gees, siel en liggaam. Presies.
Jy sien, so elke aspek van ons as mens verander. Dan gaan Paulus so ver, waar ons net gekom by Galasië 2:20. Nou leef my ego nie meer nie. Mag Christus leef in my. Die salwing, jy weet, leef in my. En wanneer ons by hierdie punt uitkom, dan is daar ware verandering. So, dit is my so mooi, want die woord gebruik die simboliek. Maar, en ek dink bitter min mense, en spesifiek bitter min gelowiges besef, die praktiese aspekte van verandering. Ons moet halfweg beweeg van die godsdienstinstelling en dit baie meer persoonlik en prakties begin maak, want dan gaan ons ware verandering begin sien. Ek hou daarvan dat jy sê dat ons moet begin by die persoonlike aspek daarvan. Want dit is tog die belangrikste deel, is om jouself te oortuig, weer eens van jou identiteit, van die feit dat jou wedergeboorte, en wat God vir jou gedoen het op die kruis, en vandag nog, en dat sy gees binne in jou besig is om jou te beïnvloed, van binne af buite toe. En daai oortuiging, dink ek, is baie waar meeste van ons dalk vashak nog. En sê, weet jy wat, maar ek het soveel foute gemaak. Jy hang eintlik nog steeds in jou ou identiteit vas, want jy oortuig jouself, dit kan nie net weg wees nie. God kan nie net vergeet daarvan nie. Maar sy woord sê, hy dink nooit meer aan nie. So dis weer eens daai oortuiging, dis wat bekering tog is om anders te dink oor jouself. Die woord metanoia, om anders te dink. So dis anders dink oor jouself, sodat jy anders kan reageer in elke aspek van jou lewe vorentoe. Maar ek dink dis 'n lekker tema wat ons nou uitgepak het hierso. Ja, ek dink daar's natuurlik baie meer wat 'n mens kan gesels hieroor, maar ons gaan dit uitstel na definitief vir volgende week. Maar vir almal wat ingeluister het, baie dankie, en Benny, dankie vir jou. En dan gaan ons julle volgende week sien by Spiritual Talk episode 8. Also ja, dankie. Blessings. Dankie julle.